gaan lees twee gedeeltes uit die Bybel uit. Ons gaan eers lees die Nehemia 3, ons lees die hoofstuk en dan sal ons wat na Efesiërs 2 lees. As die teksgedeelte dan ook uitkom vir die woordbekondiging. Ons lees eers saam die Nehemia 3. Nehemia 3 vanaf vers 1. En Eljasip die hoofpriester het hom klaargemaak met sy broers die priesters en hulle het die skaappoort gebou. Hulle het dit geheilig en sy deure ingesit. Verder tot by die toring Hanania, wat hulle geheilig het, tot by die toring Hanania. En naas hom het die manne van Jericho gebou, en daarnaas het Sakker die seun van Imri gebou. En die vispoort het die seuns van Senaa gebou, hulle het dit met balke uitgelei, en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit. En naas hulle het Meremot, die seun van Uria, die seun van Hakos herstel, en naas hulle het Mesulam, die seun van Beregia, die seun van Mesa-Beel herstel, en naas hulle het Salop, die seun van Baana herstel, en naas hulle het die Tekoïte herstel, maar hulle vername manne het hulle nek nie gebuig onder die diens van die Here nie. En die ou poort het Jojada, die seun van Paseach, en Mesulam, die seun van Besotja herstel. Hulle het dit met balke uitgelei en sy deure en sy sluitbalke en sy grendels ingesit. En naas hulle het Melatja, die Gibeoniet, en Jadon, die Meronitiet, die manne van Gibeon en Mispa herstel, die setel van die gouverneur in die gebied, wes van die Eufraat. Naas hom het Uziel, die seun van Haraja, van die goudsmede herstel, en naas hom het Hanania, 'n lid van die salfmengers herstel. En hulle het Jerusalem onaangeroerd gelaat tot by die breë muur. En naas hulle het Refaja, die seun van Hur, oorste van die halwe distrik Jerusalem herstel. En naas hulle het Jedaja, die seun van Harumaf herstel teenoor sy huis, en naas hom het Hattis, die seun van Hasabneja herstel. 'n tweede stuk het Malkia, die seun van Harim, en Hassib, die seun van Paanoa herstel, ook die bakoontoring. En naas hom het Salem, die seun van Haloes, owerste van die halwe distrik Jerusalem herstel, hy en sy dogters. Die dalpoort het Hanan en die inwoners van Sanoa herstel, hulle het opgebou in sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit, ook 1000 el aan die muur tot by die aspoort. En die aspoort het Malkia, die seun van Rega, owerste van die distrik Bak-Hakerem herstel, hy het dit opgebou in sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit. In die fonteinpoort het Salem, die seun van Kol-Hose, owerste van die distrik Mispa herstel, hy het dit opgebou en dit verdek, en hy het sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit. Ook die muur van die dam van die waterleiding by die koningse tuin, en tot by die trappe wat van die Dawidstad afloop. Na met Nehemia, die seun van Asbuk, owerste van die halwe distrik Betser, tot teenoor die Dawidsgraf te herstel, en tot by die kunstig aangelegde dam, en tot by die huis van die helde. Na met die Leviete, Rehum, die seun van Bani herstel, naas hom met Asapja, die owerste van die halwe distrik Kehila, vir sy distrik herstel. Na met hulle broers Bagwai, die seun van Jenadab, die owerste van die ander halwe distrik Kehila herstel. En naas hom met Eser, die seun van Jesua, die owerste van Mispa, 'n tweede stuk herstel teenoor die opgang na die wapenhuis, die winkelhak. Na met Baruch, die seun van Sabai, 'n tweede stuk ywerig herstel van die winkelhak af tot by die huisdeur van die hoofpriester Eljasip. Na met Meremot, die seun van Uria, die seun van Hakos, 'n tweede stuk herstel van die huisdeur van Eljasip af tot by die eind van Eljasip se huis. Na met die priesters, die manne van die Jordaanstreek herstel, na met Benjamin en Hassib teenoor hulle huis herstel, na met Asaria, die seun van Maaseja, die seun van Hanania, langs sy huis herstel. Na met Benubi, die seun van Henadad, die tweede stuk herstel van die huis van Asaria af tot by die winkelhak en tot by die hoek. Palal, die seun van Isai, teenoor die winkelhak en die boonste toring wat by die huis van die koning uitsteek, by die voorhof van bewaking, na Pedaya, die seun van Paras. En die tempelbediendes het gewoon op die heuwel tot teenoor die waterpoort, teen die ooste en die toring wat uitsteek. Na hom het die Tekoïte 'n tweede stuk herstel,
en teenoor die groot mure wat uitsteek tot by die Jubelmuur. Ook aan die Perdepoort het die priesters herstel, elkeen teenoor sy huis. Daarnaas het Sadok, die seun van Immer, teenoor sy huis herstel, en na met Semaja, die seun van Seganja, die bewaker van die oostpoort herstel. Na met Hanania, die seun van Selenia, en Hanan, die 6de seun van Salaf, die eerste herstel. Daarnaas het Mesulam, die seun van Beregia, teenoor sy kamer herstel. Na met Malkia, lid van die goudsmede, herstel tot by die huis van die tempelbediendes en die koopmans, teenoor die wagpoort en tot by die bokamer op die hoek. En tussen die bokamer op die hoek, en die skaapspoort en die goudsmede en die koopmans herstel. Dus lees tot sover die hele muur en sy sirkel is voltooi. En dan lees ons saam in Efesiërs 2. Efesiërs 2 lees ons vers 11 tot 22. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israël en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kan skep. En albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daarvan die vyandskap doodgemaak het. En hy het die evangelie van vrede verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie hele ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. En dan sy teksgedeelte wees die laaste 3 verse, laaste 4 verse vanaf vers 19 tot 22. Soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Dis lees tot sover. Direk na die woordverkondiging sal ons saam met ons Vader sing, want ons weer as gebed dan sal antwoord op die woordverkondiging. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, mure is vir ons 'n bekende beeld. Dit staan rondom ons huise. Mure word geplaas met 'n baie spesifieke doel. Dit wat sleg is, hou dit binne, so dit wat binne is, veilig is. 'n Muur beskerm. In die ou tyd het die mense rondom stede mure gebou, dit om die stad te beskerm. In die geskiedenis van die mensdom is daar groot, belangrike mure. Ons dink aan die groot muur in China, die Berlynse muur tussen Oos- en West-Duitsland, die Bethlehem muur tussen die Israeliete en die Palestynë. Nog onlangs het president Trump van Amerika aangekondig dat hy graag 'n muur wil bou tussen Amerika en Mexico, en die Meksikane uithou, dat sy oor sleg is. Nou lees ons hier in Nehemia 3 oor die muur van Jerusalem wat herstel word. Nehemia se gebed is verhoor. Sy plan is goedgekeur en die hele projek gebeur. Die stad Jerusalem word reggemaak. Hierdie groot projek word begin.
As mens nou so deur die Nehemia 3 lees, dan vra ons die vraag, wat sê die Here nou vandag vir ons deur hierdie hoofstuk, in hierdie gedeelte van sy woord? En in kort, wat ons hier kan aflei, is dat ons vandag mure nodig het, vir veiligheid in hierdie wêreld waar ons leef, om die liggaam van Christus te beskerm. In Efesiërs 6 staan daar, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hierdie muur waarin ons bou, hou die duisternis buite, die bose en alles wat sleg is. Dit hou dit aan die buitekant. En na binne gee vir ons hier sekerheid. Dit gee vir ons identiteit in Christus, 'n lewe in die lig. In Nehemia het ons gesien dat die volk saamwerk. Eendragtig werk hulle saam. Begin hulle hiermee. En hierdie samewerking wat ons hier sien, spoor ons vandag aan. Ons sien daar direk hoe die Here ons aanspreek hier. En aan die hand hiervan, in die gedeelte wat ons saam gelees in Efesiërs 2, is die tema van vanoggend se preek, samewerking as liggaam van Christus. En daar sal ons stil staan by 2 punte. Eerstens gaan ons kyk na ons as eenvoudige mense, en tweedens gaan ons kyk na ons gemeenskaplike doel. Hoe ons as eenvoudige mense saamwerk met dieselfde doel voor oë. Eerstens, ons werk as eenvoudige mense. Die volk begin bou. Nehemia 3 sien ons almal aan die werk. Nehemia gee vir ons 'n deeglike verslag van dit wat daar gebeur. In die fynste detail beskryf hy dit. Hy noem waar almal werk. Eerstens word genoem Eljasib, die hoofpriester. Hy en die ander priesters, hulle het die skaapspoort herstel. Die skaapspoort is die poort wat naaste aan die tempel was. Hierdie plek het hulle ook geheilig. Dit waarskynlik omdat die offerdiere deur hierdie poort gekom het, sodat hulle geoffer kon word in die tempel. Vervolgens lees ons dan dat die manne van Jericho help. Die manne van Jericho is nie inwoners van Jerusalem nie, maar ons sien hier dat al die Israeliete aan die werk is. Want as Jerusalem herstel is, baat die hele land daarby. En dan gaan die lys aan met name. Baie name word genoem. Ons lees van die goudsmede, die juweliers, ons lees van die saafmengers, die aptekers en dokters van die tyd. Ons het gelees van die vrouens wat gehelp het, Salom en sy dogters, herstel 'n groot deel van die muur. En ons sien al die mense daar besig. Almal gewone, normale mense, wat gewone werk verrig. Nog net soos wat ons vandag gewone mense is. En al die mense laat hulle eie werk staan en hulle onderneem hierdie groot aksie. En hoe hulle dit doen, gebeur ordelik. Op die kaart in die nuusbrief kan jy sien hoe goed dit verdeel is. Hoe goed dit beplan is, hoe noukeurig daar te werk gaan. Elkeen is besig op sy plek. Ons sien hier, God is 'n God van orde. Sy werk gebeur ordelik, nooit anders. In Jerusalem word 'n groot projek onderneem. Om die muur te herstel is 'n enorme taak. Een man kan dit nooit verrig nie, maar 'n gemeenskap kan. En net so groot soos hierdie saak destyds was, is dit vandag hier in ons tyd om eenvoudig kerk te wees. En dit wat ons hier doen, dit is 'n groot taak. Kerk wees in die 21ste eeu is 'n reuse onderneming. In Jerusalem sien ons die volk van God in die tyd aan die werk. Vandag is ons hier besig met ons werk. Die volk van God in 2017. Ons as die liggaam van Christus. En hier voer ons vandag kragtig die stryd in die duisternis. Die vyand het ons gehoorrede is. Ons hou hier stand teen hulle.
En wat bou ons? Dit het ons gehoor in Efesiërs 2. Julle is medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel van die Here, en wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Dit is wat ons is. Ons is 'n gebou, 'n buur van mense. Hierdie gebou waarin ons deurlopend werk, word nie gemaak met fisiese stene soos ons kerk gebou nie. Dit word gebou met lewende stene, ek en jy. 'n steen hier in die woning van God. Petrus bevestig dit. Hy sê daar, kom na hom toe, die lewende steen, wie Jesus Christus is, wat deur die mense verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Lewende stene, dit is wat ons is. Ons gemeente bestaan nie uit stene in die muur nie. Dit bestaan uit julle, uit ons. Dit bestaan uit eenvoudige mense. Elkeen met sy eie dinge, elkeen wat sy kop in die aand op sy kussing neerlê. Eenvoudige mense, unieke boustene. Ons sien hierin die liggaam van Christus teenwoordig. Elkeen van ons as steen in die muur, met sy eie unieke gawes, met sy eie talente. Dis hoe die Here ons gemaak het. Ons is verskillend geskape, elkeen van ons het sy eie talente en kwaliteite, net so het elkeen van ons sy eie swakhede. Maar ons is kosbaar, want ons behoort aan Christus. Hierdie kerkgebou waarin ons nou sit, sal eendag opnuut gaan. Maar ons as lewende stene van die Here bly voortbestaan tot in ewigheid. Ons onderneming hier vandag op die aarde is om kerk van Christus te wees. Jerusalem moes herstel word sodat Jesus Christus gebore kon word. Dit het gebeur. Die kerk van vandag wag totdat Jesus Christus terugkom. Totdat hy terugkom met ons as 'n lewende gebou op hom die hoeksteen is. Deurlopend moet daar aan hierdie gebou gewerk word. Daar word deurlopend onderhoud gedoen. Het gebeur hier nou in die erediens, gebeur met huisbesoek, met katekesasies, met Bybelstudies. Lewende stene word versorg. Dit gebeur deur persoonlike godsdienst en huisgodsdienst by die huis. Dis die een deel, onderhoud. En die ander deel is, daar word ook verder gebou. Hoe bou ons hier aan? Die enigste manier hoe daar gebou word, is as die stene vermeerder word. 'n gebou word net groter as die stene meer word. En elke nuwe steen wat gebou word in die kerk van Christus, is 'n vesting in die duisternis, is 'n versterking daarteen, 'n oorwinning daaroor. Hoe maak mense dit nou prakties? Hoe werk mense dit deur in jou eie lewe? Waar prakties is dit om as lewende steen nuwe stene hierin te bring? Dit is baie konkreet. Dit is die opdrag wat die Here Jesus vir ons gee. Gaan verkondig, bring mense saam. Want hier word gebou as die stene meer. En dit is eintlik baie logies. Hoe gaan ons vorentoe? Hoe voer mense stryd in die duisternis? Dit is om mense saam te bring hierheen. Nie almal van ons is opgelei om die evangelie te vertel nie. Maar elkeen van ons kan iemand saambring hierheen. Ons kan as eenvoudige mense, ander mense saambring. Dit is hoe ons bou. Jong, oud. Bring iemand 'n keer saam hierheen. Iemand wat van die Here af weggeraak het. Wat vervreemd geraak het van sy kerk. Gaan kyk in jou familie, in jou vriendekringe. Gaan dink aan hom of haar wat dit dringend nodig het. Ons weet, die lewe sonder die Here lei tot verderf. Die erns daarvan is groot.
Moenie wag vir iemand anders om hierdie gemeente te laat groei, te herstel soos wat hy was nie. Dit is elkeen van ons opdrag. Die Gees werk deur ons almal. Hy werk in ons harte. Die Gees werk deur eenvoudige mense. Laat jou gedagtes oopgaan. Doen wat jy nog nooit gedoen het nie. Dink verder as jy nog altyd gedink het. En gee die stap. Maak mense om jou heen warm vir die evangelie van ons Here Jesus Christus. Sodat hulle deel kan wees van sy koninkryk. Deel van die stad van God. Maar is niks wonderlikster en heerliker as dit in hierdie wêreld. Ons kom by die tweede punt. By ons gemeenskaplike doel. In die tyd van Nehemia het die Israeliete 3 probleme gehad. 3 krisisse wat hulle gekonfronteer het. Eerstens was 'n identiteitsprobleem. Hulle was 'n volk wat in ballingskap weggevoer was, hulle het teruggekeer, maar in die oë van die mense was hulle maar net 'n goed verstrooide Jode. Hulle het hulle identiteit verloor. Wie hulle is, weet hulle nie meer so goed. Tweedens het hulle 'n sekuriteitsprobleem. Hulle leef nie in veiligheid nie. Hulle word nie beskerm nie, solank hierdie stad in puin lê, is daar nie sekerheid. Derdens het hulle 'n probleem om God ten volle te eer. Omdat hulle wegraak is van hom af, kan hulle dit nie ten volle doen. En hierdie probleme word in Nehemia aangespreek. En dit word daarin gedruk dat hulle 'n gemeenskaplike doel verkoop. Hulle doel is om hulle identiteit te bevestig. Hulle identiteit as volk van God. Die volk wat hy uitgekies het. Hulle doel is om die tempel veilig te stel. Sodat hulle in veiligheid daar die Here kan aanbid en die Here te dien en te eer. Dit is waarom hulle besig is met die hele projek. Hierdie 3 probleme raak vandag nog die kerk van Jesus Christus op presies dieselfde manier. Want in ons tyd sukkel ons met identiteit, met sekuriteit en ons sukkel om die Here te aanbid. Die geestelike tyd bevraagteken deurlopend ons identiteit. Probeer dit verdraai na die wêreld toe. Die wêreld verklaar ons wat vas aan die woord van die Here as kortsigtig, as hipokriet, as breed. Ek moet ook mooi weer dink, wat is ons identiteit? Wie is ons? Wat doen ons? Staan ons sterk ons identiteit wat ons in Christus ontvang het? In alles Christus ten volle. En hom kry ons identiteit, terug daarheen. Ook leef ons vandag in 'n tyd van onveiligheid. Ons ervaar dit op elke vlak van die lewe. En net so leef ons op 'n tyd waar massas mense die Here nie meer ken nie. Die Israeliete laat ons mooi sien in hierdie hoofstuk hoe hulle hierdie probleem aanpak. Hulle plaas die fokus op die gemeenskaplike doel. Dit wat hulle deel. Hierdie stad moet herstel word. Hulle gaan daarvoor ten volle. Paulus skryf in die gemeente in Efesiërs oor hulle samewerking. Hy plaas hulle fokus op hulle doel. Hy gebruik telkens die loop in die beeld van die liggaam van Christus. Hy sê, julle is die liggaam van Christus. Elke deel afsonderlik, saam een liggaam. Hierdie liggaam waaroor hy daar praat, is die bruid van Christus. Dit is die kerk van die Here deur die eeue heen. En haar doel, en ons doel vandag hier, om die Here te dien en te eer. Om hom hier te verteenwoordig op die aarde. Sy woord uitleef en verkondig. Dit is ons gemeenskaplike doel hier vandag. Dit is presies wat elkeen van ons ingeneem het. Daar is geen ander rede hoekom ons hier by mekaar is as ons geloof in Jesus Christus nie. As ons redding in hom. Ons aanbidding wat ons vir die Here wil doen. Dit is ons gemeenskaplike doel wat ons voor oop moet hou. En die rede werk ons saam. Is ons hier kerk, bou ons hier saam in ons as 'n heilige tempel van die Here. As kerk van Christus behoort ons soos 'n liggaam te funksioneer.
En 'n liggaam kan net funksioneer as hy saamwerk. As elke lid dieselfde doel voor oë het. Een liggaam, een rigting. Een gemeenskaplike doel. En dit spreek hard tot ons hier vanoggend as gemeente van Christus. En ons weet, hier in ons eie gemeente het in die loop van die jare al aardige dinge gebeur. Daar gebeur keer op keer weer slegte dinge weer. Die duiwel probeer met alle mag en mening ons van mekaar af wegdryf. Hy bring partyskap. Hoeveel mense is al uit hierdie gemeente uit deur menslike onenighede? Broers en susters, die Here roep ons hier om eensgesind te wees, om eendragtig saam te werk. Dit wat ons as gemeente doen, dit doen ons saam. Ons doen dit nie half nie, ten volle. Dit wat ons doen ons met ons hele hart, met ons hele verstand, met alles wat in ons is, sover die een kom die wil van die Here. En op alle aspekte van ons kerk is hier as Gemeentekerk Vryburg, funksioneer ons as gemeente verseker nie so nie. Baie praktiese voorbeeld is ons tweede erediens. Oor die saak is daar al die laaste jare tweedrag oor. Een is vir die tweede erediens. Die tweede is nie vir die tweede erediens nie. Die ander sê hy niks nog teen nie, maar ek gaan nie. Die ander mense moet maar doen. Dis vir die fanaties mense. Een is vir my genoeg. In die saak het ons laas jaar oor gepraat. Die saak het op die kerkastafel gedien. Dit is 'n ernstige saak in erediens van die Here. Want dit wat ons hier doen, is nie 'n menslike erediens nie. Dit is nie maar net 'n afspraak wat ons as mense onderling met mekaar het nie. 'n tweede erediens is nie maar net nog 'n geleentheid nie. Ons tweede erediens is 'n goddelike geleentheid. 'n Geleentheid waarby God elkeen van ons roep as lidmaat van hierdie gemeente. En hieroor het ons gepraat, gebid, gedink, ondersoek gedoen. En op basis van die woord van die Here, en op basis van ons belydenisskrif in ons kerkorde, het ons besluit dat ons kragtig hiermee gaan voortgaan. Hoe meer die woord van die Here verkondig word, hoe beter. Dat het reg is om ons gemeente meerdere male by mekaar te kom in 'n week. As liggaam van Christus het ons twee gemeenskaplike ontmoetings met hom, met die Here, elke week hier in sy kerk gebou. En nou sien ons wat gebeur. Party mense bly weg. Daar is altyd minder mense in die tweede erediens as die eerste erediens. En dit moet ons vanoggend gaan laat dink. Gaan dink oor hierdie saak. Gaan dink oor ons eendragtigheid as gemeente. Oor ons samewerking aan hierdie heilige huis wat ons van die Here is. Hoe ons die koninkryk van Jesus Christus hier op die aarde wil bou. Maar hoe moet ons dit doen as daar in stilte onttrek? En as daar 'n probleem is, as die kerk op 'n manier verkeerde leiding gee aan hierdie gemeente, dan moet jy dit sê. As dit wesentlik in die wil van die Here is, sê dit, maak dit kenbaar. Ons as sy gemeente moet suiwer leef volgens sy wil. Maar ons kan nie eendragtig vergader as die helfte van die liggaam hier is. Wie is hier? Wie is teenwoordig by elke gemeente? Erediens bywoning is nie vrywillig nie. Dis nie 'n geleentheid vir jou om die Here te ontmoet nie. Die Here roep. En ons as sy gemeente moet eensgesind antwoord. Dit is vir ons moontlik. Ons as die Gemeentekerk Vryburg. Want ons het dieselfde doel voor oë. Ons het dieselfde opdrag. Elkeen van ons. Ons doel is om eendragtig liggaam van Christus te wees. Om goed saamgevoeg te wees as 'n heilige tempel van die Here. Dit beteken nie dat jy van almal hier moet hou nie. Dit is ook nie ons opdrag om van mekaar te hou nie. Maar is ons opdrag om mekaar passievol lief te hê in Jesus Christus. Om mekaar te sien as broeders en susters in die geloof. Saam sal ons werk. Saam moet ons werk aan die koninkryk van God. Streef na eensgesindheid. Moenie jou eie kop volg nie, gaan soek die wil van die Here. Stry kragtig teen die duiwel,
wat keer op keer weer hier tweedrag tussen ons wil saai. En as hy daarmee kom, styg uit die situasie. Moenie aan sy verleidings toegee nie, maar kyk hoe die Here in alles gedien kan word. Die duiwel geniet dit om ons in hoeke vas te druk, sodat hy ons forceer om met mekaar te beklei. Maar klink in die hoeke. Die Here toon vir ons baie beter weg. Ruim op die verlede, bou na die toekoms toe. 'n kerk waarin die Here gedien kan word. Paulus beskryf ons eendragtigheid in die brief van die Efesiërs so mooi. Ons as lewende stene is in Jesus Christus goed saamgevoeg. Elkeen op sy plek goed saamgevoeg. En ongrypend is dit, hoe die Here ons deur sy Heilige Gees saamvoeg as 'n gebou. Elkeen van ons met jou unieke gawes en talente. Elkeen van ons gered deur Jesus Christus. So word ons saamgevoeg as kerk van hom. Mag ons saamwerk as die kerk van ons Here Jesus Christus. Mag ons dit doen as eenvoudige mense, maar eendragtig. Sodat ons kragtig dit wat sleg is, buite hou. En dit wat goed en heilig is, hier binne beskerm.